sê vandag vir Jeske Welman hierso. Ek dink ek kan sê sy is my gunsteling dieetkundige al het ons vanoggend eers ontmoet want ek het basies my kinders op hierdie boek van haar groot gemaak. Daar's 'n Afrikaanse een ook. Ek sal dalk later oor die boek praat en Jeske het hom nou net vir my geteken ook. Vandag gaan ons oor kosblikke praat en dis die tweede praatjie in ons reeks van 10 praatjies altesaam wat alles gaan oor gerad vir skool. Maar die skooljaar is mos nou so al van die gang. Party mense het al begin, party mense begin vandag, môre. So as jy 'n nuwe graad R of 'n nuwe graad 1 ma is kosblikke gaan nou 'n deel wees van jou lewe vir die volgende 12, 13 jaar. En ek wil Old Mutual bedank want hulle borg al hierdie praatjies wat ons gaan doen. Ja, ons deel ontsettend klomp hele reeks goeie raad en allerlei praktiese idees om jou jaar makliker te maak. So gee jou kind voorspronge en bereken die toekomstige koste van onderwys en die maandelikse besparings wat nodig is met Old Mutual se aanlyn rekenaars. Ons sal die e-pos webtuiste adres in die kommentare sit. Dis regtig ontsettend maklik. Jy gaan net na die Old Mutual Education Tools en dan sit jy jou bedrae in en dan bereken dit vir hoeveel jy moet spaar en kan spaar om vir die toekoms te spaar. En glo my, ek het nie betyds genoeg begin spaar nie, so ek wil regtig aanbeveel dat julle dit doen. En iets wat mense nogal terughou baie keer van die geldspaar ding is, jy voel toch verleë om met iemand te praat oor hoeveel geld jy het en hoeveel jy verdien en hoeveel jy kan bekostig om by te dra. En op 'n manier gee die sakrekenaars jou die manier om daai berekenings te doen sonder dat jy met 'n mens praat en dan praat jy later met 'n mens wanneer jy jou bedrae uitgesort het. So moenie dat 'n bietjie embarrassment jou weerhou daarvan om te begin spaar vir toekomstige onderwyskoste. Dis belangrik. Jy sal nie spyt wees nie. Okay, maar nou gaan ons oor na kosblik idees toe. En ek weet, almal is vuur en vlam in die begin van die jaar met die kosblikke. En dan soos elke kwartaal, jy weet, teen die einde van die jaar is mense idees op. So, Jeske, kan jy ons, waar begin 'n mens? Hoe begin 'n mens vir so graad R, graad 1 kind? Wat sien jy? Wat hoor jy? Ek dink altyd as mens begin dink aan kos of kosblikke, is dit beplanning is die heel eerste ding wat 'n mens moet doen. Soos jy nou gesê, oor die geldsake ook. Mens moet maar beplan, want anders is die oggende ekstra besig en almal hardloop rond en dan jy iets vergeet en so beplanning. So skryf daar 'n bietjie neer, wat wil jy in die kosblikkie sit, hoor by die skool, hoe hulle werk, partykeer laat hulle die graad eentjies, sal maar eers eet voor hulle gaan buite speel, hoor maar, wat gaan verwag daar, vir alles is nou nuwe beginpunte by die skool is, en moet ook nie te veel goed inpak vir, as hy nie dit eet, kan hy dit eet, en as hy nie dit doen, want dan, die kinders word regtig oorweldig, as hulle daar kosbakkie oopmaak, dan dink hulle, as kan nie alles hierdie eet, en dan maak hulle dit toe. So beplan mooi, maar moet ook nie te veel inpak nie, en ek dink iets anders wat vir my ook altyd baie belangrik is verskeidenheid. Verskeidenheid is vreeslik belangrik, want as jy elke dag dieselfde insit, hulle gaan moeg raak daaroor. Jy kry kinders ook wat dieselfde wil hê, want hulle hou nie van verandering nie, so jy pas dit daar bietjie daarby aan ook, maar verskeidenheid is my baie belangrik, en dan is dit al makliker om 'n meer gebalanseerde kosblikkie ook in te pak, as jy die verskeidenheid het. So as mens 'n bietjie van 'n plan maak, dan kan jy jou inkopies doen, en dan jou maandag tot vrydag daar volgens So, wat vir my altyd gewerk het, die varsste goed het ek dalk maandag en dinsdag probeer doen, en dan hierna vrydag toe jy dit so half die koskas die goed begin word, die meer gekoopte pakkie goed. Want dit kan nogal 'n duur storie raak as jy net goedkoop pakkietjies, en kinders is mal daaroor, maar as dit net goed is wat gekoop is, wat hulle oopmaak, raak dit nogal duur. En die gekoopte goed, nie alles nie, maar baie van die gekoopte goed is ook nie altyd so voedsaam nie. So as jy daar balans het van, sê maar 2 dae 'n week, is daar so ietsie minder voedsaam daarin, en die ander dae is meer voedsame kos, dan leer ons die kinders ook daar balans. Van dis beter om die gesonder keuses te maak, maar so nou en dan is die bietjie minder gesonde, om dit so te stel, is bietjie moeilike
verduideliking, maar Ja. is dit ook reg om dit te hê. Ja. En ek dink hoe meer vars of hoe meer onverfyn of verwerkte kos ons kan in die kosblikke sit, hoe beter. Ja. Partykeer sal ek ook sommer vir my mamma sê wat ek in my praktyk sien, is dat partykeer moet jy sommer daai kosblik vir jouself ook inpak. En kyk hoe lyk hy teen 11:00 of 12:00, want ons raak partykeer baie ongekrap as die kinders by die huis kom en hulle niks geëet. Ja. Kyk so 'n bietjie wat werk nie. Wat vir die een kind werk ook nie altyd vir die ander kind. Ja. Die een sal 'n toebroodjie eet, die ander sal nie 'n toebroodjie eet nie. Ja. So mense moet 'n bietjie daarna kyk. Maar as jy kyk na 'n kosblikkie of 'n selfs 'n gebalanseerde maaltyd, veral nou kosblikkies, is ons kyk na waar ons wil groente en of vrugte in die kosblikkie hê. So dis altyd die kleurgedeelte. Dan kan ons 'n stysel hê en verkieslik minder verfynd. So dit beteken meer vesel, meer volgrane, sodat ons beter glikose kontrole kan kry, want die kindertjies moet luister en in die klas kan stil sit en so aan. Dan wil ons definitief 'n proteïen daarin hê of 'n melkproduk. Ja. En dan 'n klein bietjie vet in die maaltyd. So dit mag neute dalk wees of dit mag die smeer op die broodjie wees. So avou broodjie. Avou kan ook werk. Partykeer met 'n avou gaan 'n bietjie verkleur. Ja. So mens moet maar net kyk of jou kinders kan verdra of nie. Maar ja, seker tipe goedjies. Ek dink die meisiekinders is gewoonlik bietjie meer geneig om soos 'n pasta slaai sal hulle sê. 'n pasta slaai sal hulle sê nou maar. As jy kind nie baie van brood hou nie of bietjie moeg raak vir die brood, is 'n pasta slaai. Slaai of al die verskillende volgrane wat ons nou deesdae kry, dit gebruik as die basis met dan 'n bietjie proteïene, met jou groente daarbey, en dalk sê maar vrug en 'n yoghurt of 'n vrug en 'n selfs 'n stukkie biltong of so iets as 'n snack. En baie keer is daar 2 pauses. Ja. Nee? So die eerste pause gaan heel moontlik die kleiner hoeveelheidjies wat hulle eet en die tweede pause gaan bietjie die groter hoeveelhede wees. Okay. Net omdat dit later in die dag is hulle honger is. So dis meer soos amper middag, 'n tipe van die middagete. Amper soos middagete. En so. En ook is baie kinders gaan alles die eerste pause opeet en ander sal nie, maar so pas mense van bietjie aan met wat hulle kan geniet en so aan. Die seuns dink ek baie keer, hulle wil eerder gaan speel. Hulle wil nie sit en eet nie. So ek dink daar moet mense ook bietjie mooi dink dat dit is iets is wat jy maklik kan vat en eet. Dat jy nie moet sit met 'n bakkie en 'n vurkie en alswaar nie. Ja. En as dit by drankies kom, water is natuurlik, ek hoop julle kinders groter maak om water te drink. Maar mens kan dalk van daai, wat jy gesê het, mens moet kleur, proteïen, vesel, al daai goed. Jy kan dalk een van daai boksies afdruk met 'n yoghurt drankie of mens kan, maar ek dink water is die heel belangrikste om. En ek dink baie skole het ook maar daai reël van bring water in die sap en so aan nie. En wat die mense kan doen deesdae is dit nou so gemaklik, want jy het al die houers wat koud hou en so aan, en dan net lekker koue water vir hulle daarin te sit en dan kan hulle dit drink. Of as jy kan dalk later bly by skool soos na skool of so, dalk 'n houertjie water vries en dit dan saam met die kosblikkie in die aparte sakkie sit, dan hou dit so 'n bietjie dit nog koel. Vrugtesap het sy plek, maar ons wil ook nie daai baie verfynde glikoses instuur en so ook nie. En dan, ek dink as ons kinders leer om water te drink, is eintlik die beste, want dis wat jy moet, dis jy nodig het. Ja, ek is nogal 'n fan van daai Carmine tee, die kinderrooibos tee, ek het my kinders in die huis, maar ek koop dit vir ons, en wat lekker is van daai tee, is hulle tees wat jy in koue water aanmaak, jy hoef nie eers te kook en af te kom, ek sê maar net, maar dit gee ook 'n verskeidenheid. Daai dag, so wat 2 keer 'n week of so, is dit nie water nie, maar dit is die afgekoelde rooibos tee of so ietsie, of selfs tuisgemaakte ystee, waar jy so 'n derde of so vrugtesap vat en die res is dan rooibos tee of so, en dan kan mens dit drink. Dan is dit 'n verskeidenheid ook, Die 10 minute het verbygegaan, ek wil 'n laaste vraag in pas nie. Het jy 'n gunsteling brood? By naam of broodtipe,
So ons gesin hou van lekker digte saadbrood. Ja, ek is self lief daarvoor, maar ek weet baie kinders hou nie van die tekstuur of Maar dit is ook baie moeilik om toebroodjies daarmee te ja, maak, dit want val dan word uit mekaar, en dan word dit so dik ja, broodjie, en dan dit kan val jy nogal uit nie- mekaar uit baie keer. Ja. So ek sal sê enige volgraan Ja, brood en verkieslike lower GI, net om Ja. glikose kontrole in te werk. Ek weet ons brood is nog steeds 'n verfynde produk. ja, Of die saadrolletjies vind ek nogal hou lekker in 'n kosblik, maar hy word nie te sag nie. ja, En as jy dan blaarslaise met daarop sit met 'n koue vleisie en so, dan is hy in tomato, so dan is hy lekker vars ook. Ja. So ja, ons hou maar nog van die sade en die Ja. growwigheid Ja. en ja. En maar as jy kind nou regtig nie daarvan hou nie, kyk waarvan die kind hou en stelselmatig kan 'n mens ander goedjies bybring. Maar Ja. ek dink brood is maar 'n moeilike ding in 'n kosblik ja. as hy vir lank moet Staan, ja. Ek het net 'n laaste kommentaar en ek gaan julle nou baie van julle kwaad maak, nee. Ek weet nie of Jeske gaan saamstem nie, maar weense worsies mense. Ek dink nie, Hy stem saam. ek is nie, I'm not a fan. Dit is net Dus ek weet dit is skrikkelik maklik, maar dit is regtig nie goeie kos nie. Ek dink as mens wil gaan vir gerief, Ja, gaan kyk eerder in die winkels wat is al reeds gemaak, soos 'n frikadelletjie Ja. of hoenderstrippies daai Ja. bietjies, want dit kan eintlik die weensworsie vervang. vervang. En Ja. dit is minder verfyn, dit is baie meer voedsaam Ja. as die worsies, ja. Nee, ek stem saam met jou. Letterlik 'n stuk hoender wat jy van jou jy weet gerooster hoender afgesny, 'n stuk hoenderbors gaan Ja. gaan baie meer Definitief. beteken as 'n wors. O, nee, ja. definitief. Maar moenie sleg voel as jy teen Vrydag nie weet nie, as jy 'n worsie in. Maar net sê ek is net nie was nog nooit 'n groot worsie aanhanger nie. Ja. Okay, ek dink ons tyd is op. So baie dankie Al Mutual en dankie Jeske. Ek deel gerus julle wenke of laat weet ons wat in die eerste kosblik gaan. Ek weet nie, soos baie entoesiasties in die begin van die jaar met die kosblikke is, so laat weet ons wat gewerk het en wat nie. Ek het altyd hierdie kersie tomaties gehad met skool toe gaan en terugkom, skool toe gaan en terugkom. En teen dag 3 dan eet ek met die kersie tomaties, maar ek het aangegaan met die kersie tomaties. So laat weet ons en onthou, ek gaan die Al Mutual so QR-kode in die stakel na die webadres daar insit vir daai education tools sakrekenaar wat hulle daar het. Maak asseblief gebruik daarvan, dis regtig moet te werk en dit kan jou help om uit te werk wat die maandelike besparings is wat nodig is vir om te beplan vir die res van jou kind se onderwys.